Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is ons 60ste episode in ons reeks oor jou identiteit in Christus. En ons kyk die laaste ruk hoe dat ons deur wedergeboorte soos Jesus is. Jesus noem God sy Vader en hy leer ons om God aan te spreek as ons Vader. Jesus is gebore uit die onverganklike woord van God. En ons is wedergebore uit die onverganklike woord van God. Deur wedergeboorte in Jesus is ons 'n nuwe skepsel, 'n nuwe spesies, 'n seun van God. Jesus is die seun van God, ons is seuns van God, maar hy is die eerstgeborene, die eerste in alles. Hy is priester, so ons is priesters, maar hy is die hoëpriester. Hy is koning, so ons is konings, maar hy is die koning van die konings. Jesus is eerste in alles en die grootste in alles. Ek wil nie sy plek vat nie, ek kan nie sy plek vat nie. Maar ek is geskep om soos hy te wees. Maar wat is 'n kenmerk van 'n gesonde pa-seun verhouding? Ek dink een van die uitstaande kenmerke van so 'n verhouding is dat die seun, soos hy groter word, meer en meer soos sy pa lyk. Nie fisies nie, maar in sy optrede. Die manier hoe hy dinge doen, en die manier hoe hy praat, en hoe hy dink, en hoe hy dinge aanpak. Dit is baie duidelik uit Jesus se verhouding met sy pa. Jesus is gebore as 'n baba. Hy moes gevoer word, hy moes leer loop en leer praat, maar dis nie waar hy gebly het nie. Hy het soos hy groter geword het, meer en meer sensitief geraak vir die gees in hom, en die stem van sy vader, en hy het toegelaat dat sy vader hom leer en lei en beïnvloed. Jesus sê self in Johannes 5 vers 19, Voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader het sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. En in Johannes 8 vers 28 sê Jesus, en uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. Soveel so, dat die woord in Lukas 2 vers 52 die volgende sê oor Jesus. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. En dan kom die woord in Hebreërs 1 vers 3 en hy maak hierdie merkwaardige stelling. Hy sê hy wat Jesus is, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en hierdie sy heerlikheid is God se heerlikheid. So hy sê Jesus wat die afskynsel is van God se heerlikheid en die afdruksel van God se wese. Hieruit kan ons so baie dinge leer, maar wat ek vandag wil tuisbring is, ons weet dat Jesus ten volle God was. Dit sien ons duidelik in baie gedeeltes, en hierdie gedeelte in Hebreërs is net een van hulle. Jesus was die afskynsel van God se heerlikheid. Die woord is duidelik dat God sy heerlikheid met geen mens deel nie. En hier sê die woord dat Jesus was die afskynsel van God se heerlikheid, so Jesus was God. En hy gaan verder om te sê, Jesus is die afdruksel van sy wese. Met ander woorde, as jy Jesus gesien het, het jy God gesien. Dit wat Jesus gedoen het, is dit wat God gedoen wou hê. Dit wat Jesus gesê het, is dit wat God gesê wou hê. Hy was die presiese kopie, afdruksel, duplikaat van sy Vader. Jesus het opgegroei van 'n baba af en presies soos sy pa geword. Hy het soos sy pa gepraat en hy het soos sy pa opgetree. Dit is die eienskap van 'n volwasse seun van God, om presies soos sy Vader te lyk. Ek en jy lyk in ons gees reeds soos Jesus. Ons het dit nou al reeds bepaal. Ons is uit dieselfde saad gebore, ons is van dieselfde herkoms en ons het dieselfde Vader. Moet ons begeerte dan nie wees om soos ons Vader te lyk nie? Om ook soos Jesus, die eerstgeborene van ons, te doen wat ons Vader sien doen, om te sê wat ons Vader hoor sê en volwasse seuns van God te word, wat lyk en klink presies soos hulle pa. En jy mag dalk nou dink, dit is onmoontlik, en dit klink vir my effens godslasterlik, om soos God te wil wees. Kom ek help net om iets duidelik te maak. Godslastering sou wees om God te wil wees. Dit sou ondenkbaar wees en dan het jy die duiwel as jou pa. En dan het jy verseker verkeerde stasie, want ek wil nie God wees nie. Maar ons wil nie God wees nie. Ons wil volwasse seuns van God wees, wat soos ons Vader lyk.
Ons wil hom verteenwoordig, nou, hier op aarde. En dit sou absoluut onmoontlik gewees het, as dit nie was vir wedergeboorte nie. Nou dra ons sy DNA. Ons is geseënd met alle geestelike seëninge. Ons gees is een met sy gees. Ons het sy woord, sy perfekte wil, en ons het Jesus, die volheid van die Godheid in ons. Ons het alles wat ons ooit sou nodig hê om soos hy te leef. Ons moet dit eenvoudig net begin glo. Ons gedagtes vernuwe tot hierdie waarheid en daarin begin leef en in lyn met dit begin praat. Ons dink ons wag op God om ons voor te berei om anders te leef. Maar die werklikheid is ons Abba Vader wag op ons om te begin uitleef wat hy reeds in ons gedeponeer het, wat hy reeds vir ons moontlik gemaak het. Ek en jy is reeds toegerus. Die vraag is ons bereid? Is ons bereid om te doen wat nodig is om te lyk en te klink soos 'n volwasse seun van God? Hierdie wêreld is honger vir die openbaring van volwasse seuns van God. Sjoe, Here, u woord is so amazing, u woord is so stigtend en so bouend. Here, dankie dat u ons wil sien groei tot volwasse seuns van u. Seuns wat doen wat ons by u sien doen en praat wat ons by u gehoor het. Dankie dat u ons so lief het, dat u dit vir ons wil doen. Ons eer u, so amazing God, in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.